saam met ons hier is om die Here te aanbid. Liefdes net ter inligting. Ons gaan saam bid, en terwyl ons saam bid, gaan ons die voorbeeld van gebed volg, wat in die ou konteks van die tyd, die Joodse vorm was. Die rede hoekom ons dit doen is ook sodat ons, wanneer ons klaar is, waar die prediking te luister het, en dan antwoord met gebed, dan bid ons die ons Vader, om te wys hoe daar 'n skuif kom van kopgebed tot hartsgebed. Kom ons bid saam. Ons dank U, Adonai, Here, dat U in U barmhartigheid my siel in my herstel het. Eindeloos is die deernis, groot is die trou, die liefde van geslag tot geslag. Ek dank U, Adonai, Here, vir die rus wat U vir my en my gesin gee, sodat wanneer ons weer opstaan op U rusdag, dat ons saam kan aanbid en dien. Ek dank U, Here, Adonai, vir die asem wat my liggaam en gees vernuwe. Mag ek my siel vernuwe met die geloof in U. U is die bron van alle genesing. Geseënd is U, Adonai, Here, ons God, Heerser van die heelal, wat daagliks die skepingswerk vernuwe. Here, ons God en Vader, U gee vir ons die geleentheid dat ons weer vandag saam die woord mag aanhoor. U wys vir ons ook vandag hoe ons kop skyn maak van kopgebed na hartsgebed. Mag ons vandag hierdie prediking daadwerklik hoor wat U van ons verwag. Dat ons in ons vra, in ons soek, en in ons klop, die naam altyd sal heilig, as ons enigste God, Heerser en Koning. Spreek tot ons, Here, om Christus ontmoet. Amen. Liefdes, om meer toelichting te gee op wat ek vroeër gesê het op die gebed, lees ons saam Lukas. Matteus, Markus, Lukas. Ons lees die 11de hoofstuk van Lukas, vers 1 tot 4 en vers 9 tot 13, en ons fokus vers 9 en 10. Vers 1 tot vers 4 stem ooreen met die teks ook wat ons kry in Matteus, waar die Onse Vader is. Lukas se opsomming van Onse Vader is net 'n bietjie meer bonda as wat Matteus is. So kom ons lees saam, Lukas 11 vers 1 tot 4 en 9 tot 13. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle: wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergewe ons sonde, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons betree. En laat ons nie in die versoeking kom. Dan lees ons verder vers 9. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry. En elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, in plaas van die vis?
Of as hy 'n eier vra vir hom 'n skorpioen sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ons fokusvers, vers 9 en vers 10. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Saam met dit lees ons dan ook uit ons belydenisskrifte. Ons lees in die Heidelbergse Katekismes, as jy dit bestandboekies by julle het, is dit welkom om saam te lees. Heidelbergse Katekismes Sondag 46, vraag en antwoord 120, sowel as Sondag 47, 122 vraag en antwoord. Die vraag lui: waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Die antwoord: sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons kinderlike vrees en vertroue op God sal werk. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid, sal weier, as wat ons vaders aardse dinge ons sê. Dan is ons Psalm Sondag 47, vraag en antwoord 122. Wat is die eerste bede? Die antwoord: laat die naam geheilig word. Dit is, gee allereerst dat ons u reg ken, en dat ons u heilig, roem en prys in al die werke waarin u almagtig, wys, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Ons fokus, soos ek sê, is Lukas 11 vers 9 en 10, en dan ook by die Heidelbergse Katekismes is ons fokus die eerste bede. Dit is deel van ons nuwe preekreeks, gebed wat stil maak, 'n sin maak, nie stil maak. Ons raak stil in die gebed. So gebed wat sin maak, en vanoggend se prediking se tema, in ons vra, soek en klop, word die Here se naam geheilig. Geliefdes, kom ons toets of ons weet en kan onderskei wat waar en Bybels korrek is teenoor leuns. Ek gaan ons 5 stellings lees. Gebed is die oopsluit van hemelse spoorkamers, sodat ons die beloftes van God kan aanhaal. Die tweede stelling: gebed is die sleutel tot gelukkige lewe, want ek gryp die beloftes aan en lewe in die rykdom van die hemel. Die derde stelling: gebed is die vernaamste vorm van dankbaarheid en gesprek met God. Die laaste stelling: gebed is die vernaamste vorm van ontslae raak van my aardse probleme, sodat God dit kan uitsort. Wat is een van die 4 stellings dink julle is Bybels en korrek? Maar die ander 3 is bloot kettering. Dis dwaling. Die een stelling wat waar en Bybels is dat gebed is die basiese vorm van dankbaarheid, die mees vernaamste vorm van dankbaarheid, hoe ons tot God nader, dankie sê vir sy voorsiening, vir elke aspek van ons lewe. En as ons enigstens gedink en die ander 3 is enigstens net 5% waar, is ons besig met verkeerde dinge. Want die gebed is nie die oopsluit van die hemelse spoorkamers nie. Gebed is nie een of ander bonatuurlike gryp na beloftes wat God gemaak het in die skrif. Klaar. En as dit geglo word, is ons besig met dwaling en
etery. Dan wys dit vir ons hoe ver die wêreld en sektes ons geïndoktrineer het. Gebed is ook nie 'n gereedskapstuk vir my om te gebruik om God te manipuleer. Here, as U vir my dit gee, sal ek dit vir U doen. Dis nie hoe God werk. Gebed is inteendeel ons manier om dankie te sê, maar meer belangrik om ons afhanklikheid van God te wys. Nog meer ook om vir die Here te wys dat ons hom met respek, met vrees en bewe nader. Die grootste probleem wat ons in ons samelewing vandag sien is dat gebed is 'n vinnige oplossing tot 'n probleem. En laat vinnig gou gebed opgaan. Gebed is 'n inkopielys vir die winkelsentrum van my lewe. Here, gee my asseblief vir my dit, Here, gee vir my asseblief dit, ja, ek onthou om bid vir dit. Ons is besig met 'n kopgebed en nie 'n hartgebed. Daarom kom Christus en hy leer ons die waarheid van gebed. Dis ook die preekreeks rondom gebed. Maar die Onse Vader bevat 6 dele wat elkeen diep in teologie is, diep in die waarheid van God. Matteus 6 vers 5 tot 11, sowel as Lukas 11 vers 1 tot 4, is waar ons die Onse Vader leer ken. Dis waar ons die Onse Vader gesien het, waar Christus sê, die kind van God, dis die jy moet bid. So nou moet ons ook die konteks van die tyd verreken. In Lukas 11 vers 1 het Christus net klaar gebid. En daardie tyd in die Joodse kultuur en natuurlik in ons kultuur ook, is dit nie gepas om iemand in die rede te val as hulle bid. Want dit is 'n gewyde oomblik tot God. Nou die Jode was regtig baie streng daarop. So jy kom nie eens naby iemand wat bid nie, want hulle is in 'n gewyde gesprek met God. So nou wag die disippels totdat Christus klaar gebid het. En dan sê hy vir hulle, of dan sê hulle vir hom, Here, leer ons bid soos Johannes tot sy volgelinge geleer het. Die disippels sien daar is iets in die volgelinge van Johannes wat sy lewe verander het rondom gebed. En dan wil hulle dit ook hê. Here, leer ons om te bid. En Christus leer hulle. Hy wys vir hulle die waarheid van hoe gebed van jou hart lyk. Hoe opregte dankbaarheidsgebed lyk. Hy wys ook vir hulle hoe om alternatief te bid tot wat groot geword het nie. Maar nou het ons ook gedag dat die Jode het spesifieke tye gehad, 2, 3, 4 keer 'n dag, waar hulle gesit en bid het. Ons kom saam, ons bid, en dan bid ons gewoonlik 'n gebed wat ons geleer is. Baie keer sien ons dit ook aan ons eetkamertafels, waar ons 'n gebed sê, wat ons geleer het, ons ouma, ons pa, gebed wat ek opsê omdat ek ken en hy gewoonheid. So die Jode wil hê so dat Jesus hulle gedagtes verander van 'n kopgebed, iets wat gebore is uit kultuur, tradisie, uit om gebed gehoorsaam te wees, veel eerder as in die hardheid. Sonder stroom leer Christus vir hulle. Hy herinner nie. Hy sê nie, daar moet wees tyd verloop nie. Hy sê, kom, dat ons julle leer. En dan leer hulle later. En Christus gee as dit ware vir hulle 'n templaat. Die beter Afrikaans is 'n sjabloon. Hy gee vir hulle 'n sjabloon, 'n templaat hoe om te bid. En dan sê hy, gebruik hierdie as riglyn, wanneer julle tot die Vader daar. Want geliefdes, daar gebeur 'n wonderlike ding wanneer ons bid. Ons sien dit in ons vra, ons sien dit in ons soek, en ons sien dit in ons klop. Wanneer ons soek, sal ons vind, maar ons vra, sal ons gegee word. En wanneer ons klop, sal klop gemaak word. As ons regtig waar in kinderlike vertrouing, met geloof so klein soos mosterdsaai tot God nader in gebed, gebeur die spontaanheid, waar ons kry wat ons vra.
Ons vind wat ons soek. Dan word ons oopgemaak. Natuurlik in gedagte volgens die wil van God. En mits dit die wil van God is. En daarom is dit so belangrik gewees vir Christus om vir hulle te wys. Jy moet eers begin deur tot God die Vader te bid. Dis hoe ons sien die gebed begin in Lukas sowel as in Matteus. Ons Vader, of die alternatief met Vader, dui op hierdie afhanklikheid van die bidder teenoor wie aanbid word. Ons lees in die Heidelbergse Katekismus en ons bely dit ook saam, sodat hy heel aan die begin van ons gebede in die kinderlike vrees en vertroue op God sal werk. Sodat ons daadwerklik weet met wie ons praat. Dis nie enige iemand waarmee ons praat nie. Waar ons iemand sien in die Spar of in 'n winkel, dan sê ons, "Haai, hallo, hoe gaan dit? Gaan dit goed daar by die huis lekker?" Dis nie hoe ons met die Here sal praat nie. Daarom begin ons gebed tot God, om ons verhouding met hom te wys, ons afhanklikheid en ons respek. Ons Vader. En hoekom kan ons sê ons Vader? Ons bely verder saam, want Christus het ons sy kinders gemaak deur sy dienswerk. So ons kan tot die Vader nader. Ons kan, want Christus het ook die vrymoedigheid vir ons gegee om dit te doen. Hy het ons vrye toegang gegee om dit te doen. Wanneer ons tot God die Vader bid en nader, gebeur dit dat ons gebede wel verhoor word. Maar dit word nie verhoor vir ons, dit word verhoor om God se naam te heilig. En ons vra, sal ons ontvang. Die oomblik wanneer ons bid, laat U naam geheilig word, wat die eerste bede is, sê ons daar, Here, ek wil U beter leer ken. U heilige naam, U naam wat deur die eeue dieselfde gebly het, ek wil U beter leer ken. En dis die eerste ding waarvoor ons vra in hierdie gebed. Ons vra om beter te leer ken. Vra is 'n goeie vertaling. Daar's niks fout met die vertaling nie, maar die woord wat oorspronklik gebruik word, aiteos, se ander alternatiewe vertalings is soveel meer waardevol. Smeek en begeerte, 'n onophoudelike soeke, 'n vraag met die verwagting om te kry. Dat U naam geheilig word. Ons vra dit, ons soek dit, ons smeek vir dit. In elke deel van ons lewe. En wanneer ons dit ook bid, moet ons daadwerklik vra en oortuig. Soos Jakobus ook sê, vra. Want ons Vader wat in die hemel is, sy naam word geheilig wanneer hy ook aan ons gee. Let wel, ons het al gesê, ons moet dit weer sê, want ons moet dit beklemtoon. God gee volgens sy wil. So wanneer ons vra, en hy gee vir ons, op 'n alternatief wat ons nie verwag het nie, of wat nie noodwendig vir my lekker is nie, gaan dit nie oor ons het gevra en ons het gekry, maar volgens God se wil. God die Vader wys vir ons, hy gee wanneer ons vra, hy help wanneer ons roep, hy red wanneer ons oorweldig is. Hoe waar is dit, Jesus? As ons net dink aan ons eie lewe, ons tuiste is deur siekte, worstelinge, huwelike wat swaar trek, hoe ons geroep het tot Here, en hy het ons gegee. Miskien nie op die manier wat ek verwag het nie, maar hy het ons gegee. Wanneer ons die eerste keer bid, laat die naam geheilig word, sê ons natuurlik nou soos ons sê, ons wil God beter leer ken. Sodat ons, wanneer ons tot hom bid, weet wat om te sê in ons gebede, waarvoor om te bid, met wat die tipe vrymoedigheid om na hom toe te gaan. En hoe leer ons dit? Ons leer dit deur Bybelstudie. Ons leer dit by woordverkondiging. Ons leer dit by die gemeenskap van gelowiges met meelewe. Met ander woorde, gaan kerk toe. Gaan konversasie toe.
doen Bybelstudie by die huis. Kom Bybelstudie toe. Wanneer ons net vra volgens ons wil, dan sit ons gereed met 'n ink op die lys. Here, gee vir my, sorg vir my, doen dit vir my, gee net ons. En baie keer vergeet ons om te sê dankie. Dankie vir dit wat jy gegee het. Dankie vir wie jy ons. Want sy naam word geheilig. Sy gee volgens sy skrywe. Sy raadskap. Maar dit gebeur ook in ons soeke. Hierdie soek sien ons ook in die vraag wat die disippels ook vra. Daar's ons iets in die disippels wat soek na die waarheid. Want hulle besef, hierdie popgebed wat hulle doen, hierdie gebed wat hulle net sê omdat hulle dit onthou, amper soos 'n rympie, is nie voldoende in hulle verhouding met God. En daarom wat hulle soek na die waarheid. As ons in ons verhouding met God struikel of sukkel of voel ons is ver, dan moet ons soek vir die rede. Is dit omdat ek ver weg beweeg van God, dat God bly staan vas. So dit moet wees dat ek weg beweeg. Soek die waarheid. Hier soek die disippels die waarheid en Christus deur dit vir hulle. Wat wys dit vir ons? Christus bring die waarheid. Hy bring nie die waarheid nie, hy is die waarheid wat gekom het na ons. Die waarheid wat vir ons gewys het hoe lief God die Vader sy kinders het en self die sonde straf bedraai. En Christus se koms in hierdie wêreld het hy natuurlik vir ons die waarheid gewys en hy het vir ons die sonde se straf gedra. Maar hy het nog iets gedoen. Hy het verseker deur die kragtige werking van die Heilige Gees dat ons die Here se naam sal heilig met dit wat ons ontvang uit sy hande. Hy is sy vaderlike hande. Ons moet in gedagte hou dat die soeke waarvan gepraat word, is nie my eie soeke, my eie voorstel idees nie. Dis 'n soeke na Christus. Dis 'n soeke na die waarheid. Dis 'n soeke na iets buite tradisies, buite rituele, buite godsdienstige wetgewing. Dis 'n soeke, soos wat die Heidelbergse Katekismus sê, wat ons saam bely van wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en weer eens die waarheid. Dit is waarna ons soek. So die eerste ding, ons vra na God se wil, nie my wil. Die tweede ding is ek soek. Waarna soek ek? Na God se geregtigheid, na God se goedheid. Nie na my eie. Dan ons hoor na die klop. En ons klop sal daar vir ons oopgemaak word. En ons diepe afhanklikheid wanneer ons in ons gebede tot God nader, om sy naam heilig te maak, moet dit plaasvind op elke aspek van ons lewe. Ons lewens, fisies, elke dag. Ons gedagtes, ons woorde, ons besluite, selfs ons werking, sodat ander mense God nie laster en sodat sy naam heilig sal bly. Want wanneer ons sê ons glo in God en Christus en ons lewe getuig dat ons inderdaad volg en dat ons al hierdie snaakse dinge begin glo, dan kan ons nie sê ons is 'n Christen. Want dan word God se naam belasting. Johannes sê dit ook, wat bevestig dat die Heilige Gees ons help. Johannes 14 vers 26. Wanneer ek weggegaan het, sal die Vader vir julle 'n helper stuur. Ou gedagte is Christus wat kom. Om by julle te wees, omdat ek nie meer by julle is nie. Die helper is die Heilige Gees. Hy sal julle alles leer en julle alles laat onderhou en onthou wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees help ons om die Here se naam te heilig in alles wat ons doen. Daarom kan ons gaan aanklop by God vir hulp daarvoor. Want die klop sal vooropen maak. En dit is natuurlik 'n spreekwoordelike manier om dit te sê. Want die Heilige Gees leef klaar in ons.
So wanneer ek nie weet hoe Here se naam te heilig nie, moet ek bid, Here, help my in hierdie situasie om die naam te heilig. Dan kom die Heilige Gees en hy herinner ons hoe. Hy wys ons hoe. Hy lei ons in die regte manier om dit te doen. Sodat God se naam geheilig kan word in ons werk, in ons lewe, in ons verhoudings, maar ook in ons verhouding tot God. Dit is ons moet bid tot God die Vader. Hy is die enigste ware God. Ons moet bid sodat sy naam geheilig sal word. Ons is deur Christus kinders gemaak van 'n Vader wat ons nooit in die steek sal laat. Ons is deur Christus kinders gemaak van 'n Vader wat omgee en wys, hy gee om. Ons moet daarom bid in 'n diepe afhanklikheid en erken dat God ons Vader is, sodat al ons soeke gaan om te soek na die wil van God. Dat in al ons vrae, dat ons weet ons gaan geantwoord word op God se wil en op God se terme, soos wat hy dit beskik. En daar waar ons vergeet, die Heilige Gees ons sal herinner, dat God sal weer ons soek, weer ons vra en weer ons klop, sy eie naam ook daarby. En as ons nie weet hoe nie, bid. Jakobus, hy sê bid. Bid vir insig. Hoe lyk dit in die praktyk? Want ek nie weet wat om te doen by die werk nie. Hoe gaan ons die Here se naam hier heilig hou? As ek nie weet hoe die Bybelstudie daaroor, gaan na die woord toe, soek die waarheid, vra vir leiding, in 'n verhouding, vra vir insig, sodat God se naam geheilig kan word. In die huwelik, dieselfde. In ons uitdagings, in die onsekerheid van 'n situasie se uitkoms, in die onsekerheid van die toekoms, in ons diensbaarheid tot God. Dit vra dat sy naam geheilig word. Soek na die maniere hoe sy naam geheilig word. Wanneer daardie situasie dan spreekwoordelik opklop, dat God se naam geheilig wel sal word. Betuig van 'n lewendige verhouding met God. Betuig daarvan, ons doen dit dadelik. Want God die Vader sal ons nooit in die steek laat. So in ons gebed, en in ons lewe, laat ons ook nie sy naam wat geheilig word, in die steek laat. Want God sal altyd reageer op sy naam.